polities aktief. Matteus 6 verse 9 en 10 sê, so moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Jesus leer ons om daagliks te bid dat God se koninkryk sal kom, sy koningskap, sy heerskappy, sodat geregtigheid kan geskied. Ons moet natuurlik ook werk vir die koninkryk om te kom en vir geregtigheid. Een manier om dit te doen is deur polities aktief te wees, want baie ongeregtigheid kan slegs op regeringsvlak reggemaak word. Ja, kinders van die Here kan deur die politieke proses 'n verskil vir die Here maak. Neem dus polities deel, stem vir 'n party waaroor jy gebid het en wat jy voel geregtigheid sal bevorder. Neem ook op ander maniere deel aan die politiek, teken petisies, raak betrokke by plaaslike regering, vaar die strate in as dit moet, staan op teen onreg. Ons moenie onsself in ons kerke terugtrek en bloot geestelike dinge wil doen nie. Watter sout en lig is dit? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons word oorweldig deur die misdaad, korrupsie, onreg, goddeloosheid en lyding in die wêreld. Dan wil ons eerder net van die wêreld onttrek. Help ons egter om die sout en lig van die wêreld te wees, om 'n verskil te maak vir wat reg is, vir u wil. Wys ons hoe en waar. Geregtigheid is immers uit en uit 'n geestelike saak. Amen. Die Here seën jou.